Ek moet sê, hy voel vir my asof Openbaring al hoe swaarder raak. Hierdie is vir my verskriklik. En dan dink ek nou aan wat nog voor lê, dan so elke nou en dan wonder ek, hoekom het ek besluit Openbaring? Wat is die rede daarvoor gewees? So, maar vir wat dit werd is, ons is opgewonde om hier te kan wees. So, net vinnige recap weer, onthou, dis belangrik om te verstaan dat tussen die begin en nou toe, was daar 7 seels wat agter die rug is, daar is al 7 trompette wat agter die rug is. Ons is nou besig met 7 gebeure, 7 tonele wat afspeel. Die eerste ene was die konflik tussen die draak en die vrou en die saad van die vrou gewees. Ons het bietjie gesels oor die dier wat uit die see uitgekom het, dan die dier wat uit die aarde uitgekom het. Ons het bietjie gepraat oor die 144.000 wat op die Sionsberg was, saam met die lam gewees. Ons het toe laasweek toe gaan kyk ons na die 3 engele se boodskap, wat hulle gegee het. En dit is belangrik om jouself te herinner dat daar was 3 engele gewees wat 'n boodskap gegee het laasweek, want ons gaan dit moet verstaan vir wanneer jy sien, hy gaan nou vir jou sê, en 'n ander engel het gesê, en dan wonder jy dalk, maar waar kom die ander engel vandaan? En dan sê jy, van laasweek se studie af. Okay, so is nie te ver terug nie. Maar kom ons begin dan met Openbaring 14 vanaf vers 14. Toe het ek gesien en kyk, daar was 'n wit wolk, en op die wolk sit daar iemand net soos 'n seun van die mens. Nou, kom ons stop net gou eers. Ons gaan nou 'n klomp gedeeltes sien, wat vir ons dalk nuut is, van dit trek vir ons terug na die Ou Testament toe. En so ons gaan ons beste doen om te probeer verstaan wat bedoel hy met sekere stellings. As hy begin met 'n wit wolk, dis die eerste keer wat ek weet wat hy spesifiek praat van 'n wit wolk ergens in die Bybel. Meeste van die tyd sien jy hy praat spesifiek net van 'n wolk. So ons sien Jesus het opgegaan met wolke, hy gaan weer terugkom met wolke. Ons sien Daniël 7 en ek dink grootendeels hierdie gedeelte kom vanuit Daniël 7 uit. Daniël 7 kom daar, die seun van die mens kom op met 'n wolk en hy gaan staan voor die oue van dae en God gee basies aan hom die autoriteit om te regeer oor al die nasies en tale en volke. So wit wolk, moet ons seker maar onsself dan die vraag gaan vra, hoekom spesifiek wolk? Hoekom spesifiek wit? En ek dink grootendeels ons sal myself herinner, wit is gewoonlik 'n teken van heiligheid, dis gewoonlik 'n teken van reinheid, dis gewoonlik 'n teken van regverdigheid. So met ander woorde, as ons dink aan Jesus wat regverdig is, Jesus wat rein is, dan besef ons dat die oordeel van Jesus is rein en regverdig en heilig. En so dit is 'n simbool van wie hy is. So, en dan praat hy van iemand soos die seun van die mens. Nou, seun van die mens is die titel wat Jesus meeste van die tyd vir homself gegee het. In die eerste paar boeke, weer eens trek terug na Daniël 7 toe. En so, wanneer ons praat van die seun van die mens, dan weet ons hy praat van Jesus. En so, wat ons nou hierso sien, is ons sien hierso hierdie groot wit wolk, en iemand wat daarop sit, en dit is nou die seun van die mens, of wat ons nou sal ken as Jesus. Belangrik om te weet, as ons praat van hy sit, selfde ding wat ons gedoen het in die begin van Openbaring 14, waar hy stil sit, waar hy staan, Openbaring 4, waar God sit op sy troon, die posisie van die feit dat hy sit, is 'n posisie van autoriteit. Hy is nie besig om te skarrel nie, hy is nie besig om te werk nie, hy is nie besig om frantically goetertjies uit te sorteer met alles wat chaos is om hom nie. Jesus sit, dis sy posisie van autoriteit. En so dis waarmee hy vir ons begin, en dan sê hy, op sy kop het hy 'n goue kroon, en in sy hand het hy 'n skerp sekel gehad. Goue kroon, natuurlik 'n teken van koninklikheid, en dan in sy hand het 'n skerp sekel gehad. Nou, die sekel gaan nou die simbool word waarmee hy oes, en dit beteken dit is God se oordeel wat uitgespreek word oor hierdie plek. En so dis wat ons gaan sien. So hy begin vir ons vers 15. 'n ander engel, dis nou waar ek gesê het, so dit is nou anders as die 3 engele wat hy al gesien het reeds laasweek. Hy sê 'n ander engel uit die tempel gekom
en met 'n harde stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die tyd om te oes het aangebreek en die aarde is ryp vir die oes. So met ander woorde, as ons nou sien waar kom hierdie engel vandaan? Hierdie engel kom vanuit die tempel uit en so dis die tempel waar God is. Dink aan Openbaring 4, Openbaring 5 en so vanuit hierdie tempel kom hierdie engel. Hy gaan na Jesus toe wat op die wolk is en hy gee vir Jesus die boodskap en hy sê steek die sekel in want die tyd om te oes het aangebreek omdat die aarde is ryp vir die oes. Nou as ons praat van die aarde wat ryp is vir die oes, ons het al 'n paar keer gesien teen hierdie tyd in die Bybel wat hy praat van 'n oestydperk. Een van die belangrike en bekendste goeters is Matteus 9. So Matteus 9 dan kom Jesus en hy het basies in die stede en die dorpies rondgegaan, hy het mense geleer, en dan op 'n stadium dan sê hy vir ons, Matteus 9 vers 35, hy het al hierdie plekke gegaan, die evangelie van die koninkryk verkondig en al die siekte en kwale genees. En toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder 'n herder. En toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid daarom die Here van die oes, dat hy arbeiders stuur om sy oes in te samel. So met ander woorde, die boodskap van die oes is die mense wat verlore is. Dis hierdie, Jesus kyk vir die mense en hulle lyk soos skapies sonder 'n herder. En hy sê toe vir sy disippels, maar die oes is reg. So bid vir die arbeiders om in te kom, hierdie ouens nader te trek. So die oes van God is sy mense. Dis mense wat in hom glo. Dit is mense wat vir hom gaan werk en vir hom gaan leef. En dit is so dis wat ons basies sien. Teen die tyd wanneer ek en jy by Matteus 13 aankom. Matteus 13 kom vertel Jesus vir ons van 'n gelykenis. En hierdie gelykenis is van 'n boer wat saai. Ek dink dis hier by vers 24, en so die boer saai, en teen die tyd wanneer hy klaar gesaai het, daai aand, dan kom daar 'n vyand, en hierdie vyand saai ook, maar tussenin die goeie saad saai hy onkruid. En so wanneer hierdie goedjies begin groei, nou begin die werkers agterkom, hoorie, maar nou sit ons met 'n probleem. Hier is graan en daar is onkruid. Nou vra hulle vir die boer, wat moet ons doen met hierdie wat nou opgekom het? Dan sê hy, los dit om te groei, want as dit volwasse is, as dit groot geword het, as dit oestyd is en ons oes, dan gaan ons die skeiding bring tussen oes, die oes wat goed is, of die graan en die onkruid. Hy sê die oes gaan na hom toe gaan en dan die graan, of die onkruid, gaan dan na vuur toe gegooi word en daar gaan dit gebrand word. En dis wat ons dan daarso beleef. So jy het amper half hierdie prentjie dan van 'n oes. Jy het Jesus se mense, dis sy oes, dis mense wat by hom is en hulle leef tussen 'n klomp mense wat soos onkruid is. Mense wat daar is om dood te druk, mense om vernietiging te bring, en so daar word 'n skeiding gebring tussen hierdie. Jesus gaan op 'n stadium en dan praat hy ook tussen die skeiding van die bokke en die skape. So daar is 'n skeiding tussen wat vir my belangrik is en 'n deel wat nie vir my is nie. Die oes wat God se is en die oes wat nie is nie. En so dis wat ons sien. So ons het amper al heeltyd hierdie worsteling tussen die twee. En nou wat ons sien, nou sien ons daar is 'n oes. Openbaring 14, daar word 'n oes gesit. So hier kom die boodskapper, hy gee die boodskap aan Jesus en die boodskap is soos volg: steek jou sekel in en oes, want die aarde is ryp vir sy oes. En so nou gaan ons lees hoe speel hierdie oestyd af. Ons lees hom sommer vanaf vers 16 tot en met vers 19 toe vir nou. Hy sê, hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel oor die aarde geswaai en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel in die hemel gekom en ook het hy sy skerp sekel vasgehou. Nog 'n engel wat beheer oor die vuur gehad het van die altaar afgekom.
Hy het met 'n harde stem geroep na hom wat die skerp sekel vasgehou het en gesê: Steek jou sekel in en sny die druiwetrosse van die wingerde op die aarde af, want die druiwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel oor die aarde geswaai en die wingerde op die aarde afgeoes. So ons het 'n prentjie van twee tipe oestye wat plaasvind, of nie oestye nie, twee gebeurtenisse wat saamspeel. So jy het Jesus en hy kry 'n boodskap en die boodskap is: steek jou sekel in en oes. Maar dan is daar nog 'n engel, hierdie engel kom vanuit die tempel uit en hy het ook 'n sekel. Maar dan kom daar 'n ander engel en hy gee vir hierdie engel 'n boodskap en hy sê vir hom: steek jy ook jou sekel in en oes. Maar wat hy nou oes, is hy oes die wingerde, die druiwe wat ryp geword het. En dis wat daar gebeur. Maar wat gebeur met hierdie druiwe wat ryp geword het? Hy sê hy het geswaai en hy het die wingerde afgeoes en dit in die groot parskyp van God se toorn ingegooi. En die parskyp is buite die stad getrap. Uit die parskyp het daar bloed gevloei, 1600 stadion ver. En dan sê hy tot aan die perde se toums. So met ander woorde, jy het twee wat oes. En die een kant het jy Jesus wat oes. Nou ons lees nie iets negatief wat plaasvind met Jesus se oes nie. So hy kry die boodskap, hy sê die oes is gereed, hy steek sy sekel in en hy oes. En dan sien jy, sonder dat hy te veel verder detail gaan, kom die tweede engel, daar word 'n boodskap vir hom gegee, hy sê steek in jou sekel en oes. En wanneer hy oes hierdie druiwe af, en hierdie druiwe word vir die parskyp van God gebring. Nou die parskyp is gewoonlik daai ding waarin hulle al die druiwe gegooi het as dit klaar geoes was, en dan het hulle dit getrap en dan vanuit dit uitvloei dan die druiwesap en met dit maak hulle dan die wyn en daai tipe goeders. En so obviously hierso word hierdie druiwe nou voor God neergesit en God se wraak, God se toorn, sy woede word uitgestort oor hierdie. En dan wat vloei is bloed. Nou, hy praat van so hoog soos van die grond af tot by 'n perd se toom toe, so kom ons sê omtrent soveel. Maar dan is dit vir omtrent 300 kilometer lank. So jy praat nou hier van 'n rivier wat so diep is vir 300 kilometer lank, volgemaak van bloed. En dis wild. Dis die wraak van God wat uitgestort word op mense. Nou, as ek en jy dink aan hierdie gedeelte en ons dink terug aan die 7 seels, dan dink jy het seel 1, 2, 3, 4, 5 en teen die 6ste seel, dan is dit gaan erg. Dis rof, dis wild, dis alles word donker, mense hardloop en kruip weg en dis wild. Teen die tyd wanneer ons by seel 6 kom. Teen die tyd wanneer ons by trompet 6 kom, is dit dieselfde ding. Jy het 'n verskriklike, haaglike prentjie wat plaasvind op die 6ste trompet. En nou sit ons op die 6ste gebeurtenis en mense word getrap dat dit 'n rivier van bloed sou kweek. En dan dink jy by jouself, dis haaglike prentjies waarby ons uitkom. En elke keer wanneer hy hierdie bring, is omdat hy bring ons nader aan die finale oordeel. Die finale oordeel wat gaan kom, gaan vernietiging bring. En die groot ding is dat ons onsself moet herinner, is daar 'n skeiding tussen die gelowige en die ongelowige. Die gelowiges elke keer word een kant gehou, weggevat, gemerk met 'n seël, gemerk met die naam van God. Hierdie ouens is een kant gesit en dan wat gebeur is met die res, is daar 'n absolute diep vernietiging wat plaasvind oor hierdie ouens. Nou, ek dink die groot ding wat vir my moeilik is, as ons dink aan hierdie goeters, dan besef ons dat die realiteit van die hel is 'n werklikheid. Maar dan dink ons oor hoe ek wat John is, ek het 'n probleem met die hel. Dis vir my, dit voel vir my wreed. Nou ek weet nie wat vir jou is nie, maar ek meen as jy dink aan hierdie seels en jy dink aan hierdie trompette en jy dink aan hierdie gebeure en jy dink aan wat ons weet van die hel, dan dink jy dis wreed, dis rof, dis wild. En ek meen die groot ding is nie dat ons nie
'n probleem of is dit nie 'n probleem met iemand wat kry wat hom toekom nie. Dink nou 'n bietjie aan, jy ry nou ergens van Johannesburg af of nie of Johannesburg toe en daar ry 'n ou teen 'n verskriklike spoed. Hy druk jou half van die pad af soos dat hy om jou gaan en hy ry net 'n paar kilometer en dan sien jy 'n speedkop het hom afgetrek. Wat gebeur in jou hart? Ja, jy wil mos, jy kry vir jou lekker vet boete, né? So met ander woorde, ons het nie 'n probleem met iemand wat kry wat hy verdien nie. Jy vat stories van, kom ons sê byvoorbeeld iemand wat 'n verkragter is. Ek meen as daai ou vermink is en dan in die tronk gegooi word vir die volgende 30 jaar, dan sê jy is reg kry vir jou. Die blote feit is want ons verstaan dat wanneer jy iets verkeerd doen, moet jy amper half in lyn gebring word deur jou straf te vat. So ons is okay daarmee. Ek dink wat vir my nog altyd 'n verskriklike brutal realiteit is ons weet dat die ongelowiges gaan hel toe. Ouens wat leef in sonde, doen wat hulle lus het, wat nie hulle hoop op Jesus sit nie. Ek meen ons sit nou in 'n situasie wat volgende week begrawe ons 'n meisie wat 23 jaar oud is. En dan dink ek by myself, dit voel so onregverdig dat iemand eerstens net op daai ouderdom dood is. Nou ek is in my wese dankbaar dat daai meisie die Here gedien het. Maar dan weet ons hoeveel ander 18-jariges, 19-jariges, 20-jariges gaan dood en het nie die Here gedien nie. En dan dink jy by jouself, hierdie ouetjie of hierdie meisie, 20 jaar op aarde, spandeer 'n ewigheid in die hel. Ek en jy het nie eers 'n boksie in ons brein om te verstaan hoe lank is die ewigheid nie. Dis 'n prentjie wat ons na kyk en dan dink ek, dis rof. Hoeveel sonde kan jy doen in 20 jaar? En dan is die realiteit 'n ewigheid in die hel. En dan moet ek vir jou sê, ek dink die groot ding is die oomblik wanneer ek myself in daai posisie kry, wanneer ek so daarna dink, dan gebeur twee goed. Dan is ek besig om twee goed te doen. Nommer 1, ek is besig om die toestand van sonde en mense bietjie beter te maak. Dan kyk ek na sonde en ek soos, dis erg, maar dit is nie so bad nie. Dis die een ding wat ek doen. En die ander ding wat ek doen is ek vat 'n heilige God en ek maak hom kleiner. En die oomblik wanneer ek dit doen, dan begin ek voel hel is onregverdig. Maar wat ek en jy wel moet verstaan, is dat die intensiteit van sonde en wat sonde eintlik doen, wat die effek van sonde eintlik is. As ons onsself herinner, wat is regtig deel van sonde en dan dit in 'n kontras sit met hoe heilig en regverdig en hoe groot en hoe almagtig God is, dan besef ons dat oneindige sonde teenoor 'n oneindige God verdien 'n oneindige oordeel. Dis wat gebeur. Is ons moet verstaan wat is die effek van sonde. Hoor mooi, ons kan nie sonde klein maak nie. Ons kan nie sonde maak en sê, ag, dis nie so bad nie. En ek sê dit met die wete dat ek beleef sonde in my eie lewe. Ek beleef sonde en ek beleef hierdie goeters en jy beleef sonde in jou eie lewe. Maar ons gaan moet verstaan dat ons moet ophou om sonde klein te maak. Want sonde teenoor God is groot. En so my perspektief of my voel ag dis bad of dis wreed is irrelevant. Want een ding wat wel vir my baie beteken is God is regverdig. Hoor mooi, God in sy wese is regverdig. En die verskil is jy het Jesus wat aan 'n kruis gesterf het. En 'n lankmoedige God wat vir 2000 jaar nog nie die oordeel uitgestort het van die 6ste seël en die 6ste trompet en van die 6ste gebeurtenis nie. 2000 jaar se geduld uitgestort oor hierdie mensdom om hom te kies.
En in hierdie 2000 jaar sit hy die boodskap aan die graanoes. Hy gee vir ons die boodskap. Hy gee vir die skapies die boodskap. En hy sê vir hulle, daar is goeie nuus. Die goeie nuus is dat Jesus het in Getsemane beteken dit is die olyf wat uitgedruk word. Jesus het daai verdrukking beleef. Hy het die parskyp beleef, sodat ons dit nie hoef te doen nie. En dis wat ek laasweek gesê het. Die boodskap is vir ons gekee oor die goeie nuus. En ons moet verstaan dat wanneer mense vandag hel toe gaan, 'n gedeelte van hulle gaan bloot omdat hulle gekonfronteer was met Jesus en hom nooit gekies het nie. Maar ons moet verstaan dat ons speel 'n rol om die goeie nuus te gaan verkondig. En so dit is nie Jean se werk om uit te gaan en na jou familie toe te gaan en met hulle te praat nie. Hoor mooi, dis nie my werk om by jou werk op te daag en almal daar tot bekering te kry nie. Dis jou werk. Dis jou werk om tussen jou vriende en tussen jou familie en tussen jou kinders en jou kleinkinders te beweeg en vir hulle die goeie nuus te gaan vertel. Dis wat ons verantwoordelikheid is. Want as ons mis wat ons verantwoordelikheid is, besef ons dat daar gaan mense wees wat 'n 6ste seël en 'n 6ste trompet en 'n 6ste gebeurtenis gaan beleef. En ons maak sonde klein en ons maak God en dink ag, maar God is so erg en hy is so wreed en ai jene, hoe bad is dit? Dis nie die realiteit nie. Dis nie wat ons perspektief kan wees in hierdie proses nie. So my opinie skuif ek een kant en ek herinner myself, God is lankmoedig. God is regverdig. God is geduldig. Ek meen Petrus skryf op 'n stadium, hy sê julle ouens kom praat heeltyd met ons oor die einde gaan kom, die einde gaan kom. Waar is hierdie einde waarvan julle praat? Waar is dit nou? En dan skryf Petrus en dan sê die God wat ons doen, hy is geduldig en hy wil elkeen moet inkom wat hom sal dien. So hy wag vir die oes wat gaan ryp wees. Ons het laasweek hanteer, daar was 'n laaste boodskap gewees vir hierdie mense, maar nou is die oes ryp en die sekel word ingesteek en dit word afgesny. 'n Sekere groep word eenkant gesit en 'n ander groep word vernietig. En dis wat ons sien. En so dit is vir ons 'n groot wake-up call rondom ons verpligting wat deel van ons werk moet wees en hoe ons hierdie ding moet ernstig opvat. Hoor mooi julle, ons kan nie wegtrek en sê dit is nie my verantwoordelikheid om nie 'n disipel te gaan maak nie. Ek kan nie wegklim en sê ag nee, ek het nie, weet jy wat, ek kan nie praat voor mense. Dis nie wat gebeur nie. Die ou wat op 'n stadium daai verskoning voor die Here gebruik het, was Moses. En wat was sy job gewees? Kry 'n hele nasie uit daai land uit. Daar's nie verskonings wat ons voor God gebruik en sê ag, maar ek kan nie disipelskap gaan doen nie. Ons moet ons perspektief verander, want ons besef wat is die realiteit van die einde as die skeiding gaan plaasvind. Dan gaan ons oor en ons maak Openbaring 15 oop, net voordat ons super depressed is, en hierdie gee vir ons 'n prentjie van wat gebeur met ons, wat gebeur met die oes wat eenkant gesit is. Toe het ek in die hemel 'n ander groot en wonderbaarlike teken gesien, naamlik 7 engele met die 7 laaste plae, omdat die toorn van God daarmee tot 'n einde gekom het. En ek het ook iets gesien wat soos 'n see van glas gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en sy beeld. Wie is daai oorwinnaars? Dis ek en jy. Die oorwinnaars oor die dier en sy beeld. En die getal van sy naam het by die see van die glas gestaan, terwyl die sieters van God vashou, en hulle sing toe die lied van Moses, die dienskneg van God. Dis ook die lied van die lam wat so lui. En so hier is die prentjie wat hy het. Is nou beleef jy voor die troon van God, hier staan die oes, hier staan die 144.000, hier staan die menigte mense wat Jesus gekies het. En hulle sing 'n lied voor God. Hulle staan voor en hy praat weer van hierdie see wat soos glas is. Onthou, ons praat nie fisies
van 'n see wat van glas is voor God nie. Dink terug aan Openbaring 4 toe ons gepraat het oor water. Die prentjie van die Jood was gewoonlik rakende water, dat troebelende water was bose magte gewees. Dis hoekom hulle bang was vir die see, dis hoekom hulle gevoel het dis creepy om te swem in die aand. Dis hoekom jy al gevoel het partykeer dis creepy om in 'n dam te gaan swem in die aand. Die blote feit is net dat hierso die gladde see praat van daar is geen bose magte nie. Hierdie ronde is dit gemeng met 'n vuur. Nou, vuur word weer eens die proses van suiwering wat plaasvind. So, dink nou 'n bietjie, daar gaan 'n dag wees wanneer jy voor die Here staan. En hy gaan jou obviously vra, jy gaan net eers voor hom kan staan as jy die bloed van Jesus het in jou lewe. Maar dan moet jy verstaan dat alles wat jy gedoen het, jou 30, 40, 50, 60, 70 jaar op hierdie aarde, alles wat jy gedoen het, word voor God neergesit. En dan kom daar 'n vlam en hy brand al daai goeters op. En net dit wat eg was en net dit wat vir hom was, gaan agterbly. Die res gaan wegbrand. En dan sê hy, die ouens wat niks het om in te gaan nie, jy kom in die hemel, maar jy ryk pretty much soos vuur. So die vlamme trek jou half so in daarso, en jy het niks nie. Dis soos jy dink jy spaar vir soveel jaar om 'n pensioenplan te kry, en die eerste dag wat jy jou kaart in die masjien indruk om geld te trek, is daar 0. Dis wat gebeur, jy stap in die hemel met 0, niks, daar's niks daar nie. Dis die vuur van die Here wat oordeel bring, dis die vuur van die Here wat suiwering bring. Die vuur van die Here is wat loutering in ons lewens bring, om egtheid uit ons uit te bring. En so dis wat ons het hier die teenwoordigheid van die Here, en in hom, daar's niks boosheid nie, maar daar is 'n suiwerende vuur wat voor hom is. En by hom staan hierdie mense, gelowiges. En wat doen hulle? Hulle doen soos wat ons gesien het, reg deur Openbaring, beweeg in aanbidding, is besig om uit te bars in 'n lied in, en hierdie lied wat hulle sing is die lied van Moses. Nou, Moses se lied, ek dink hy het geskryf in Deuteronomium, is daar die lied van Moses, is 'n lekker lang liedjie, jy kan as jy wil omgaan toonset en vir ons kom sing volgende week, ek gaan dit nie doen nie, daar is 'n rede dat ek praat en nie sing voor mense nie. Maar hierdie is 'n gedeelte, dis 'n Moses lied, en dan sien ons dat dit, alhoewel Moses die lied gebring het, is dit 'n lied van die lam. So hy sing soos volg: Groots en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige. Regverdig en betroubaar is u paaie, o koning van die nasies. Wie sal dan nie vir u ontzag hê nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig. Al die nasies sal kom en in aanbidding voor u neerval, want u regverdige dade is geopenbaar. Aan die einde kan ons dit sê: God is regverdig. Alle eer en alle lof en alle heerlikheid kom hom toe. Dis wie God is. Ek dink ek lees weer hierdie gedeeltes en dan besef ek net weer ons verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid om hierdie vrede en vreugde wat hierdie ouens hier beleef, te gaan deel met ander mense. Hier julle, ons besef, ons leef 'n lewe wat op 20 jaar oud mense afsterf. Van julle het nou al 'n paar jaar verby 20 gekom. Julle is nou al so 20 jaar voor 100 amper daarby, so daarom is so erg nie. Maar vir wat dit werd is, ons beleef 70 jaar, 80 jaar, 90 jaar op hierdie aarde. Dis nie 'n fraksie van die ewigheid nie. Nie 'n fraksie nie. Andre het Sondag gepraat om te sê, jou hart is waar jou skat is. En as ons skatte op aarde is jy elke dag besig om verder weg te beweeg, nader aan jou dood in. Of ons besef, ons skat is in die hemel, en ons is besig om elke dag nader aan dit te beweeg. En die oomblik wanneer ons hart of ons skat in die hemel is, dan besef ons die verantwoordelikheid wat ons het, om ander mense deel te kry van hierdie.
Dis goeie nuus. Dis goeie nuus dat Jesus gesterf het vir ons. Dis goeie nuus dat hy die volle toorn van God op hom gedra het. Dat hy die verdrukking beleef het sodat ons dit nie hoef te doen nie. Dis goeie nuus. Dis eintlik wat ons moet deel met mense. Mag ons hierdie verantwoordelikheid dra. So kom ons sluit af en dan gaan ons oorgee vir vrae. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd te maak. Gaan ons lees hierdie gedeeltes, Here, en ons vra heeltyd onsself die vraag, Here, maar hoe maak ons hierdie gedeeltes prakties vir onsself? En dan besef ons, Here, dat daar gaan 'n dag kom wat u oordeel gaan uitgespreek word op hierdie aarde. Here, mag ons nie net teruggesit het passief en sê, maar ons wag net vir daai dag, want ek is ingesluit nie. Here, mag ons aktief, elke liewe een van ons wat hier is, aktief besig wees om u boodskap te deel met mense wat verlore gaan. En ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.